Goeiedag liewe vrou, Anina hier van Vrou wat hom ken. Wat gou weer met jou wil gesels en hierdie keer oor 'n baie interessante onderwerp. Die onderwerp van swaar kry. Dis altyd vir my so verbasend watter persepsies mense het oor veral Christene wat swaar kry. En dan praat ek van gelowiges en ongelowiges. Kom ons begin by die ongelowiges. Wanneer daar 'n tragedie plaasvind of daar is sprake van swaar kry, veral wanneer Christene betrokke is die eerste vraag op die ongelowiges se lippe: so waar was julle God? Gee julle God nie vir julle om nie? En dan is daar selfs mense wat sê hulle is Christene, wat opmerkings maak soos: ek bid so hard, maar God kom net nooit deur vir my nie. Hoekom kry ek so swaar? Ek lewe dan so reg. En dan kry my selfs Christene se reaksie op ander Christene se swaar kry. Daar moet sekerlik een of ander sonde in jou lewe wees. Daarom kry jy so swaar. Verskillende persepsies van verskillende mense. Maar wat is God se persepsie? Wat is God se persepsie van sy kinders se swaar kry? Wel, die eerste waarheid is dat God nog nooit gesê het dat ons as sy kinders nie deur swaar tye sal gaan nie. Inteendeel, hy verseker ons dat ons beslis deur moeilike tye sal gaan. En wanneer daardie moeilike tye kom, sê Jakobus 1 dat ons eintlik baie bly moet wees. Die Engels sê, count it all joy. Luister gou hoe stel die boodskap vertaling dit. Jakobus 1 vers 2 tot 4. My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees. Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan die Here te leef. Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te laat leer wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou. Kom wat wil. So sal julle geestelike groot mense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree. Hoor weer, julle moet die Here toelaat om deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om altyd op hom te vertrou. Ek en jy moet die Here toelaat om ons deur hierdie swaar tye te leer wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou. So die geheim is om hierdie swaar tye te sien as 'n leerskool. Jy sien swaar tye of in swaar tye kan jy kies om jou rug op God te keer. Of jy kan hom innooi en hom toelaat om jou te leer wat presies dit beteken om hom ten volle te vertrou. En sy einddoel in hierdie swaar kry in jou lewe, geestelike volwassenheid. Jy sien, dis die verskil tussen 'n ongelowige en 'n gelowige. 'n Ongelowige stap alleen deur sy swaar. Maar ek en jy, ons hemelse Vader, stap elke tree saam met ons deur hierdie moeilike tye en leer ons nog om hom meer en meer te vertrou. Mag jy, as jy weer deur swaar kry gaan, na hom toe draai. En mag jy bly wees, nie noodwendig oor die swaar kry nie, maar oor dit wat God besig is om binne in jou te vorm. 'n Vrou wat leer om meer en meer op haar hemelse Vader te vertrou. 'n Vrou wat deur haar swaar kry besig is om geestelik te groei na volwassenheid. Mag jy so vrou wees. Tot ons weer gesels.